kom ons dit so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelvader, ons eer en ons dank en ons aanbid U dat ons vanmôre die voorreg het om so as gemeente saam te wees. Dankie dat ons U wonderlike woord in ons midde mag hê en dat ons ook kan weet dat U Heilige Gees deur die woord tot ons harte spreek. Baie dankie dat U woord gegee is om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en dat die Heilige Gees juist die woord en die prediking van die woord gebruik om die wat glo te red. Baie dankie ook dat U woord ons opbou in die allerheiligste geloof. Ag Here, ons besef maar net al hoe meer dat ons as U kinders nodig het om U woord te lees en te bestudeer, sodat ons kan hoor wat God vir ons in gedagte het en kan sien hoe lyk ons in die lig van sy heiligheid en dan ook na hom sal vlug met daardie begeerte te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. Baie dankie dat ons vanmôre U kan eer, Here, vir al die voorregte wat ons kan geniet. Ons dank U, Here, vir 'n plek van aanbidding. Baie dankie dat ons die voorreg het om mekaar te kan sien, dat ons vanmôre die voorreg het om te kan verneem na mekaar se welstand. En baie dankie dat ons U kan eer vir die tydelike versorging, hoe U vir ons gee ver bo die maat. En baie dankie ook vir elkeen wat in gehoorsaamheid teruggee vir U werk en U saak. Ag Here, ons weet dat U nie van ons iets afpers nie, maar U sê vir ons dat daar 'n wonderlike seën lê in die feit en wete as ons getrou en gehoorsaam is aan U en aan die opdragte in U woord. En ons dank en ons eer U dat hierdie seëninge nie net tydelike seëninge is nie, maar bo alles dat ons U kan ken in die krag van die opstanding, terwyl ons aan U beeld gelyk word. En ag Here, aan die einde van hierdie lewe, is dit tog al wat gaan saak maak, is hoe het Christus gestalte in ons gekry? En hoe kan ons loon aan sy voete neerlê en uit sy mond hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Baie dankie dat ons vanmôre kan bid vir die woord wat sal uitgaan, dat U spreker en hoorder op 'n baie besondere manier naby sal wees. Ag Here, dat ons met 'n toegewydheid sal luister en met 'n gewilligheid sal gaan doen, sodat ons ook eendag, Here, wanneer ons by U is in die heerlikheid, met vreugde en blydskap saam met ander kinders kan wees, omdat ons weet ons het die goeie stryd gestry, ons het die wedloop volëindig en ons het die geloof behou. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook vanmôre hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Openbaring die 2de hoofstuk. Openbaring die 2de hoofstuk, en ons gaan die 12de tot en met die 17de vers saam lees. Ons is nou hier by die gemeente Pergamus, die 3de gemeente hier op die kaart aangebring. Nou vir U gesê, ons is besig om deur die boek Openbaring te werk. Dis nie 'n wederkomsreeks nie, maar 'n reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, en ons weet nie regtig hoe lank gaan dit neem nie. Dit kan miskien tye en 'n halwe tyd duur. Maar die gedagte is maar net dat ons stelselmatig so deur die boek werk, om vir U die waarhede deur te gee wat die Here in sy woord vir ons opgeteken het. En ek wil vir U net noem dat ek nie alles sê wat 'n mens kan sê oor elke gedeelte wat ons hanteer nie. Daar is al baie volumes geskryf oor die boek Openbaring. Daar is al soveel preke daaroor gepreek, en daar is soveel mense wat die boek Openbaring tot in die fynste detail verklaar, en dan ook baie leuns en dwaalleringe wat van uit die boek Openbaring kom. En ek gaan nie vir U sensasie deurgee nie, ek gaan nie sensasionele preke hou waar ek nou gaan vir U sê, hierdie draak is dit en hierdie teken is dat en alles inlees in die skrif nie. Ek gaan poog om eg aan die skrif te bly en te sê wat die Here sê in sy woord. En daar is sekere dinge soos vanmôre wat ons gaan saam lees, wat ons eenvoudig net nie kan verstaan nie, en wat die Here self eendag aan ons sal openbaar. Nou as U dink, U moet alles oor die Bybel verstaan om gered te word, dan mis U die punt van die Bybel. Jy moet besef jy's 'n sondaar en dat Jesus jou redder is. En van daar onderrig hy jou in sy woord tot die dag dat jy hom sal sien soos jy is, en hy neem hierdie beperkte verstand en jy ontvang 'n verstand, 'n heerlike en verheerlikte liggaam en verstand wat nooit nodig het om weer te twyfel of te wonder of kop te krap nie. So kom ons kyk vanmôre dan Openbaring 2 vers 12 tot 17, die gemeente in Pergamus. En skryf van die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie.
selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang het. Ons lees net hierdie paar verse saam, uit God se wonderlike woord, en ons vertrou dat die Here self die woord sal seën en heilig aan ons harte. Ons teksoordenkings vanmôre vind ons in vers 12 en vers 14, skryf aan die gemeente, of aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Ons tema dan vanmôre, vriende, is die gedagte, wees op jou hoede vir die geestelike misleiding, of dan in hakkies hieronder Pergamus, die verleide kerk. Wees op jou hoede vir die geestelike misleiding, of dan in hakkies Pergamus, die verleide kerk. Die Here sê vir ons baie duidelik in 1 Korintiërs 10 vers 12, dat ons wat meen, dat ons staan, moet pas op, dat ons nie val nie. En ag vriende, daar is geen mens op aarde wat op 'n punt kan kom en sê, ek het al die waarheid van God se woord nou ter harte geneem, en nou kan ek maar aangaan met my lewe, en ek sal nooit val, en nooit weer sondig in my lewe, of met valse leringe, of dwaalleringe, dan te doen kry wat ek nie sal aanvaar nie. Ek wil vir u sê, die duiwel is baie subtiel, en as ons kyk na hierdie gemeente in Pergamus, dan sien ons hoe die vyand op verskillende maniere na die kerk van die Here Jesus kom, en ook so na Benoni gemeente en kerk in ons omgewing, om ons te mislei en te verlei en weg te neem van die Here en sy waarheid. 1 Petrus 5 vers 8 is baie duidelik, wanneer Petrus skryf en hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En ag, u ken die klomp teoloë in ons tyd wat sê, daar is nie 'n duiwel nie. Gaan na die meeste universiteite wat teologiese studente oplei, en u sal hoor dat die meeste professore sê, daar is nie 'n ding soos die duiwel nie. Dis iets wat ons vir onsself opgemaak het, en dink u die duiwel is kwaad daaroor? Hy geniet al hierdie aandag wat hy kry, en ook die feit dat mense hom wil ontken, want u sien, die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons 'n vyand het. Die Bybel noem hom die duiwel, die een wat ons teestaan, die een wat in oppositie staan teenoor die kerk van die Here Jesus. En het u al gewonder waarom u in die môre opstaan en baie keer nie lus voel om stiltyd te hou nie? Het u al baie keer gevoel waarom jy iemand wil wurg aan die keel, omdat jy jou te nagekom het? Waarom jy gedagtes bedink wat jou baie keer skok, en jy dink by jouself, hoe kan ek so iets bedink? Wanneer jy baie keer met iets besig raak en aan 'n leerstelling vashou en later agterkom, dis die grootste klomp leuns wat ek nog ooit kon geglo het. Wil u weet waarom? Want daar is 'n teestander, en u moet hom tog nie onderskat nie. Daarom sê die Bybel nie u en ek moet hom beveg nie. Die Bybel sê ons moet ons onderwerp aan die Here, en dan die duiwel weerstaan, en hy sal van ons wegvlug. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en ons sien ook hoe hy dan in die gemeente van Smyrna, wat ons laasweek hanteer het, hoe hy soos 'n brullende leeu hierdie gemeente vervolg het, en mense is gedood, in die gevangenis gewerp, en hierdie mense het bittere lyding deurgegaan. Die gemeente Smyrna, of die woordjie Smyrna, beteken dan ook bittere lyding. Vir u gesê ook dat ons weet nie wat vir ons voorlê in Suid-Afrika en in die wêreld nie. Maar as ons kyk, is die kans baie goed dat vervolging al hoe meer intens sal raak en ook sal uitbrei oor die wêreld. Terwyl ons verlede week gesien het dat 147 lande wêreldwyd al reeds kinders van die Here vervolg. So met ander woorde, die vyand kom soms as 'n brullende leeu. Maar ons sien ook, vriende, dat die duiwel baie subtiel is, want 2 Korintiërs 11 vers 13 sê vir ons, want sulke mense is valse apostels,
bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Wat probeer die apostel Paulus hier vir ons deurgee? Eenvoudig dit wat ons in Pergamus vind. U sien, as die duiwel nie mense kan vernietig en vermoor en deur vervolging, ek wil amper sê aan bande lê nie, wat doen hy? Hy kom subtiel in die kerk van die Here Jesus in, en daar is predikers wat leuns begin verkondig, en stelselmatig begin die kerk agteruitgaan, en die waarheid van die evangelie begin kwyn. En dis presies wat gebeur het in die gemeente Pergamus. U sien, hierdie was 'n besondere gemeente gewees, en die vyand het stelselmatig met valse leringe en valse leraars in hierdie gemeente ingekom, en die hartseerste van alles, die gemeente het dit goedgekeur, dit geakkommodeer, en die kerk van die Here Jesus het begin skade ly. Dit klink amper of ons kan sê ons leef in die tyd van die gemeente in Pergamus. Dink aan die deursnee kerk in Benoni vanmôre. Jare terug hoe synodes leuns in die gemeentes ingebring het en vir die predikante gesê het, dis wat julle nou sal preek in die kerk. Predikant het gehoor gegee daaraan, mense het stelselmatig gewoond geraak aan die leuen, en vandag is die deursnee Afrikaanse kerk 'n plek waar die Satan eindelik meer prominensie geniet as God. En ek is nie skaam of bang om dit te sê nie. U sien, die probleem van ons tyd is, ons wil graag 'n universele godsdienst bedryf, waar almal lief is vir almal, en niemand is kwaad vir die ander een oor die leuen wat hy glo nie. Die Christen godsdienst is absoluut eksklusief. Dis Jesus Christus, dis die waarheid van sy woord, en ons akkommodeer niks anderste nie. Is u bereid om so pad te stap? Want dit gaan wind van voorbring. Ons as gesin is nou besig met die klein profeet Amos. Gisterand het ons gelees in die boek Amos, as jy die pad met die Here wil stap, sal jy teekanting kry. En Pergamus was nie bereid daarvoor nie. Hulle was nie bereid om lidmate te verloor nie, hulle was nie bereid om mense af te staan nie, soos Piet so gesê het, en Koos het so gesê, en Jan het so gesê, het hulle nie getoets aan die woord nie. Hulle was maar bereid om alles te aanvaar, en soos die ou mense gesê het, dit vir soetkoek op te eet. So ons moet vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie paar gedagtes, die sterk aankondiging, die liefdevolle erkenning, die ernstige vermaning, die duidelike oproep, en dan ook die kosbare belofte. Wonderlik hoe die Here tyd neem met sy kerk. Het jy al gedink dat as ons moes sondig of met 'n dwaallering besig raak, en die Here moes ons dadelik geoordeel het, hoeveel van ons vanmôre hier sou wees? Ek kan u waarborg, jy sou nie 'n predikant gewees het nie. Want u sien, die probleem van ons tyd is, dat wanneer ons met die wêreld in aanraking kom, ons baie lief is om te akkommodeer, in plaas van om teestand te bied. En daarom het die Here ook baie genade met sy kerk, en hy doen moeite met sy kerk, en hy vermaan sy kerk, en hy stuur sy woord en leraars en sy Heilige Gees, sodat ons kan hoor hoe sy Vader hart klop, en dat sy gedagte vir ons gedagtes van vrede is, en nie van onheil nie, om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar kom ons kyk na die sterk aankondiging, en ons gaan elke keer die lyn deurtrek na ons gemeente, en na die tyd waarin ons onsself bevind. Nou die sterk aankondiging vind ons in Openbaring 2 vers 12. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp, tweesnydende swaard het. Nou vriende, toe Johannes hierdie brief geskryf het, en die engel of die prediker van die gemeente hierdie boodskap aan hulle voorgehou het, glo ek hierdie gemeente se oë het gerek so spierings. Waarom? Want die Here sê, ek kom na julle met 'n tweesnydende swaard, en hierdie gemeente het nie gewonder wat dit beteken nie. In die tyd waarin hulle geleef het, en in die Romeinse weermag, het hulle ook dan 'n skerp tweesnydende swaard gebruik om 'n doodslag toe te dien, om hulle self te beveilig en te veg mee. En die gemeente in Pergamus het onmiddellik geweet, hier is probleme. Waarom sou die Here na ons kom en sê, ek kom na julle met 'n skerp tweesnydende swaard? U sal onthou, dit kom ooreen met Openbaring 1,
waar Johannes mos nou die kosbare openbaring gesien het van die Here Jesus op die eiland Patmos. En wat sê die Bybel vir ons? Toe Johannes die Here in Openbaring 1 aanskou, toe staan daar in vers 16, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp, tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Met ander woorde, die gemeente in Pergamus het onmiddellik geweet, dat die een wat nou die boodskap aan hulle deurgee, is niemand anders as die Here Jesus self, wat ook aan Johannes in Openbaring 1 verskyn het nie. En ag vriende, hierdie tweesnydende swaard is maar 'n metafoor wat Johannes gebruik, om aan te dui wat God se woord dan ook doen. U sien, die Here wou met sy woord na hierdie gemeente kom, dat hulle opnuut hulle situasie en hulle toestand kan sien, in die lig van sy woord, en regstellings maak, waar regstellings gemaak moet word. Daarom sê Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend, en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en het dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Wat doen God se woord, vriende? God se woord is die swaard wat skeiding maak tussen reg en verkeerd. God se woord is die swaard wat ook die waarheid en die leuen uitwys, wat die lig en die duisternis van mekaar onderskei. En as jy vanmôre nie 'n student van die woord is nie, gaan jy nie kan onderskei nie, en gaan die leuen vir jou maklik vang, en gaan jy met dwaalleringe besig raak, terwyl jy dink jy's besig met die waarheid. Baie belangrik dat God se woord 'n prominente plek in ons lewe moet inneem. U sien, hierdie gemeente was besig om kompromie aan te gaan, en die woordjie Pergamus beteken troue. Nou baie interessant, as jy bietjie gaan navorsing doen, die huwelik wat besig was om plaas te vind, was tussen hulle en valse leringe. En ons lees in die boek Hosea, dat Hosea die profeet sê, wanneer ons met valse leringe en sonde begin te doen kry, dan is ons eintlik in rebellie teenoor God, en is ons besig om geestelike hoerery te bedryf. Die Here is nogal duidelik in sy beelde, wanneer hy met ons praat. Niemand van ons wil hoor wanneer ons met dwaalleringe besig is, dat ons met geestelike hoerery besig is nie. Maar dis presies wat Pergamus besig was om te doen. Dink gou aan die kerk van vandag. Dink jy die deursnee kerk in Suid-Afrika is getrou aan die Here? Ek dink die deursnee kerk in Suid-Afrika is besig met geestelike hoerery. Ek wil u uitdaag om na kerke te gaan vanmôre, wat Afrikaanse kerke is, wat my en jou taal praat, wat bekend staan as gereformeerde kerke, en gaan luister en hoor wat word deur die deursnee prediker vanmôre gepreek. Die een leuen op die ander leuen, en kompromie om hande te vat met soveel sonde en soveel valse leringe, om almal te akkommodeer, want daar word gesê, ons almal dien mos maar uiteindelik dieselfde God. Dien ons dieselfde God? Verseker nie. God is heilig en het is standaard, en in sy liefde het hy sy seun gestuur, en ons wat aan hom behoort moet hierdie standaard dan ook deur sy gees handhaaf. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat hierdie gemeente dan ook 'n liefde begin kry het vir valse leringe, sonde in die gemeente begin akkommodeer het. Hulle was te bang om mekaar aan te spreek daaroor, en hierdie gemeente het stadig maar seker begin kwyn, en nie meer diensbaar gewees vir die Here nie. U sien, die Here sê vir hierdie gemeente, die woord self sal jou oordeel. Jeremia 23:29 sê, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie? Gister by Etienne se bevestiging het ek baie duidelik daaroor gepraat, en ek sê gister, toe ek daar aangekom het, het hulle nie vir my gesê, dis 'n synode opening nie, want ook voor my kyk was daar 3/4 predikante, en 'n paar van die lidmate. Maar die gedagte was, die woord wat die Here op my hart gelê het, was 2 Timoteus 4, waar die man Paulus vir Timoteus sê, ek besweer jou voor God, en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning, verkondig die woord. Hou aan tydig, ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, want daar sal 'n tyd kom dat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Luister, die meeste mense soek maar 'n paar minute se goed voel boodskap,
om uit te gaan en te dink hulle is reg met God, en die meeste sterf sonder die Here Jesus. Pergamus was so 'n gemeente wat die gevaar geloop het, om goed te begin, maar ook sleg te eindig. Daarom sê die Here in Johannes 12:48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem, het een wat hom oordeel, en dit is die woord van die Here. So die eerste gedagte was die aankondiging wat gemaak is, 'n sterk aankondiging, gemeente Pergamus, julle is besig met hierdie egbreek, julle is besig om in 'n huwelik te gaan met valse leringe en sonde, en ek roep julle op om terug te keer, hier's my woord, hier's my waarheid, hier's die standaard, toets julle lewe, so moet u en ek ook in benou nie gemeente vanmôre, ons lewe toets en seker maak dat ons in hierdie gemeente met God se waarheid en sy woord besig is. Die tweede gedagte, baie kosbaar, die liefdevolle erkenning. 'n Pa raas nie net heeltyd met sy kinders nie, stem jy saam? Partykeer sê 'n kind, pa, jy raas altyd. Dan ek maak nou so, jy sien ons, hoe ouer jy word, hoe slimmer word jy. Die kere wanneer jy hom komplimenteer, dan roep jy hom nader dat hy vir jou mooi kyk. Dan sê jy vir hom, luister, ek raas nie nou nie. Ek wil nou vir jou sê, wel gedaan. So hy weet en hy sien en hy ervaar en hy beleef, maar pa raas nie net heeltyd nie, want 'n kind kan naderhand in hierdie gedagtegang val, dat ek raas altyd met hom, en eintlik is hulle in opleiding, en hulle luister maar stadig, en hulle leer maar stadig, tot op 'n dag dat hulle verstaan waaroor die hele proses gaan, en self met die kind van die Here. Ek weet nie van u nie, maar kinders van die Here leer stadig. Ons weet wat God se woord sê, ons hoor wat God se woord sê, en dikwels luister ons nie. Hierdie gemeente kry hierdie aankondiging, pas op, julle is besig om agteruit te beweeg, maar die Here gee ook 'n liefdevolle erkenning. Hy sê, ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, ons gaan nou daaroor praat, en jy hou vas aan my naam, en het in die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Nou vriende, baie interessant is, dat hierdie plek Pergamus, 'n baie besondere plek was, 'n mooi plek was, 'n plek waar mense graag wou gebly het. So 30 kilometer binnelands van Smyrna, en 'n baie populêre stad, wat vir 400 jaar omtrent die hoofstad was. Maar daar is ongelukkig 'n sterk invloed gewees van heidense godsdienste, en dan ook hierdie vele godedom wat die mense bedryf het, soveel so dat die Bybel praat van Pergamus as die troon van Satan. En ek gaan vir u so 'n paar van hierdie afgode en die mense of die goed wat hulle aanbid het net deurgee, om te sien waarom hierdie gemeente die gevaar geloop het om kompromie aan te gaan. Die eerste was die Zeus aanbidding. Nou vriende, 'n groot altaar vir die afgod Zeus is bo op 'n heuwel gebou. Nou hulle sê, die geskiedskrywer sê dit was omtrent 13 meter hoog, en het van afstand soos 'n reuse troon gelyk. Zeus was die naam van die Griekse oppergod, en in die Romeinse tyd is hy Jupiter genoem. Hy was die oppergod van die Romeine, die god van hemel en die donder, die hoogste bestuurder van die heelal, so het hierdie mense geglo. Die kinders van die Here was gekonfronteer daardeur. Nou, ongelukkig is die beeld nie baie duidelik nie, maar u sal sien, dit lyk amper soos 'n groot stoel wat jy opsit, en hulle het by hierdie trappe opbeweeg en daar offers gebring aan hierdie God, en die Christene het dit absoluut teëgestaan. Dis die liefdevolle erkenning wat die Here hulle gee. Hierdie massiewe groot afgodsbeeld was gebou, en hierdie plek van aanbidding van hierdie afgod, maar hierdie Christen het gesê, ons sal buig voor niemand anderste as die lewende God nie. Verder was daar ook die tempel van Asklepios, en ons kyk na vriende, die groot tempel van die afgod Asclepios is ook in Pergamus opgerig. Dit was die god van gesondmaking, wat deur 'n slang voorgestel is. En baie mense het hierdie slang gedien. Nou as u dink, dis vreemd, gaan lees in die Ou Testament, hoe hulle die kleed van Gideon dan ook opgerig het, en later hierdie kleed aanbid het. Mense soek iets sigbaar om te aanbid. Daarom sal hulle sommer vir hulle daar iets uit hout maak, of iets uit klip maak, net om voor iets te buig. Terwyl die Here sê, ons aanbid die onsienlike God van hemel en aarde.
Baie interessant, siek mense sou van oral oor na hierdie tempel kom, en dan die tempelvloer gaan lê, sodat die slange oor hulle kon seil, tot genesing van die liggaam. En as u nou dink dit is vreemd, wil ek vir u sê, kyk nou die dag 'n program. In Amerika het hulle 'n predikant gearresteer so tyd terug, wat presies dieselfde in sy gemeente gedoen het. Hy het net in die geskiedenisboeke goed gaan navors nie, want in hierdie tyd het hulle nie giftige slange gebruik nie. Hulle het gewone slange gebruik. Hierdie ou het net slange in sy kerk gesit, en ek weet nie hoeveel mense, ek dink iets soos 23, is dood in 'n kort tydjie wat die slange hulle gebyt het. Gaan kyk bietjie daarna, gaan lees bietjie. Sien goed wat ek uit my duim suig nie. Mense sal tot die uiterste toe gaan, om iets te soek, wat hulle kan sien om te aanbid. Nou 'n slang wat oor jou seil en jy word gesond, ek wil dit nog sien. Ek dink jy sterf aan jou hart, as daai groot anaconda hier oor jou begin seil. Ek gee nie om hoe nie giftig is hy, of hoe mooi of troeteldier is hy nie, jou hart sal gaan staan. Die gedagte tot vandag vind ons die mediese simbool, as verteenwoordigend van hierdie tempel en bygeloof. Het jy al hierdie simbool gesien? Dit wys maar terug na hierdie tyd, waar hulle ook met hierdie afgodsaanbidding besig was. Die keiseraanbidding was nog een van die primêre maniere waarop hierdie mense hulle geloof dan tot uiting gebring het, naamlik om die keiser te aanbid. Daar was 'n tempel vir keiser Augustus in die stad opgerig. Nou soos die ander keisers was hy ook in die Romeinse ryk die god van hierdie wêreld, wat op die aanbidding van sy mense aangedring het. 'n Weiering om die keiser te aanbid was met die dood strafbaar gewees. Daar moes jaarliks wierook en reukwerk op die altaar geplaas word as 'n teken van die inwoners se toewyding aan die keiser en 'n erkenning van sy godheid. So die Here gee hierdie gemeente in Pergamus 'n liefdevolle erkenning. Hy sê ten spyte van die veel godedom, ten spyte van die aanbidding van hierdie valse leraars, was julle getrou aan my gewees. En baie interessant, die Here gebruik hierdie woorde, en jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Wat wil die Here daardeur sê? Wie was Antipas gewees? Nou vriende, volgens die geskiedskrywers was Antipas 'n predikant in hierdie bepaalde dorp gewees. Getrou aan die Here, en sy naam beteken teen alles. Sal jy daarvan hou as jou naam Antipas is? Nou Antipas was nie teen alles soos in dat hy opstandig was oor alles wat gebeur het nie, maar hy teen dit gestaan wat verkeerd was. En Antipas se einde volgens die geskiedskrywers was dat hulle hom in 'n bronskalf doodgebrand het. En terwyl hy geskree het, het dit geklink soos iemand of dat hierdie kalf bulk. En mense het dit geprys en hande geklap en dan dit geniet terwyl hierdie getroue getuie van die Here doodgebrand was. Kan mense wreed wees? Gaan lees die Koran. Kan mense wreed wees? Gaan lees bietjie die internet en kyk wat doen mense in hierdie verligte eeu van ons, in die jaar 2022. Ek lees onlangs 'n artikel van die mense wat onderraad bemerk het in hierdie kompleks, want die man en vrou die aand 'n argument gehad, volgende môre die man in sy kar geklim en gaan werk. En toe die polisie ontbied is na die huis, nie ver van ons af nie, toe vind hulle die vrou opgesny in die vrieskas. Dis hoe wreed mense kan wees. In hierdie tyd was Christene vervolg. Waarom? Want hulle staan op teen hierdie vele godedom, en dan word hulle verbrand en hulle word gedood ter wille van hulle geloof. En die skare dit geniet, en hulle het ook dan hierdie dood van die kinders van die Here goedgekeur. Ek wil in hierdie môre vir jou vra, as jy 'n Antipas, of pas jy in by jou tyd? Is jy 'n Antipas wat opstaan en sê, ek sal nie verder met die leuns van my tyd omgaan nie. Ek sal nie met die sonde kompromie aangaan nie. Veral vir ons jong mense, en ek praat met Calvin gereeld daaroor. Jong mense reken hulle is onaantastbaar. Hulle reken as 'n lang lewe wat voor my lê, en ons sien die statistieke dat al hoe meer jong mense ook sterf en God moet gaan ontmoet. Ek vra jou vanmôre as jong mens, staan jy op vir die Here? Is jy werklik sy kind en leef jy vir hom? Of is jy maar een van daardie lamsakke wat saam met die sondaars hier praat en dan saam met die geredde ouens daar praat en by die kerk leef jy so?
Of is daar 'n duidelike onderskeid in jou lewe? Ek behoort aan die Here Jesus en ek dien hom met my hele lewe. As jy vanmôre so 'n persoon is, dan sê die Here ook in liefdevolle erkenning, ek sien volhard, dien my tot die dag dat jy my in my heerlikheid sal sien. 1 Johannes 5:19 sê waarom ons teen die sisteem moet wees, want die wêreld lê in die mag van die bose. 2 Korintiërs 4:3 sê vir ons, dat die God van die wêreld die sinne van mense verblind, gaan lees God se woord. Nêrens in die Bybel staan dat dit gaan maklik wees om die Here te dien nie. Dit gaan nie maklik wees hier op aarde om die Here te dien nie. So as jy dink jy het aangemeld vir 'n sonnaskool piknik, dan wil ek vanmôre vir jou sê, vergeet daarvan. Jy het aangemeld in God se weermag. En dis nou nie Suid-Afrika se weermag nie. Ag, kom ons praat nie daaroor nie. Jy is in die weermag van die Here. En jou vyand is die duiwel, die wêreld en die vlees. Daarom gee die Here die liefdevolle erkenning dat hierdie mense bereid was om selfs te sterwe, maar nie 'n kompromie aan te gaan nie. Maar baie interessant, vriende, daar was ook 'n vermaaning, want u sien almal in die gemeente was nie getrou nie. Almal het nie volhard nie. Almal het nie gestaan vir die Here vir wie hulle lief gehad het nie. Daar was ook diegene wat begin het om te Peter te luister, te doen, en dan ook met die verkeerde dan hand te vat en die gemeente so te besoedel. Daarom sê die Here, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het. U sien, in 'n gemeente is daar verskillende mense, verskillende agtergronde. U het verskillende perspektiewe oor die lewe. Maar daar moet een sentrale begeerte in ons lewe wees om die Here te verheerlik. En as ons die Here nie saam kan verheerlik nie, dan sal die kerk nooit staande kan bly nie, want die Here sê, as 'n huis in homself verdeeld is, hoe sal hy staande kan bly? Maar luister, dit gaan nie net oor jou en my nie. Sien jy langs jou sit daar mense? Jou kind, jou vrou, broers, susters in die Here. En wat moet ons doen? Ons het nodig om na mekaar te kyk en mekaar aan te spoor tot heiligheid. Ons kan nie net sê ek is op pad hemel toe en ek is tevrede daarmee en my broer en suster wat die Here nie dien nie, of met sonde of met leuns of met valse leringe besig geraak. Kyk ek maar net verby en sê ag, hy moet maar vir homself sien kom klaar. Belangrike ding is die ernstige vermaaning. Daar is mense wat vashou aan die leer van Biliam wat Balak geleer het. Vers 15, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Wat beteken dit? Eenvoudig, vriende, as jy die Ou Testament gaan lees, Numeri 22 tot 25, dan sien ons dat Balak was die koning van Moab en Biliam was 'n valse profeet gewees. Nou, Biliam het 'n vermoë gehad en ons sien nie in die Bybel hoe die Here dit vir ons verduidelik nie. Maar Biliam het 'n vermoë of 'n reputasie sê eerder gehad, waar hy vloeke kon uitspreek en dan het sekere goed met mense gebeur, of het 'n bygeloof was of nie, weet ons nie, maar die gedagte is dat Balak vir Biliam huur en vir hom sê kom vervloek die volk Israel. Die Here verander die vloek elke keer in 'n seën, en wat doen Biliam later? Want u sien, toe Biliam wegry met sy lip wat op die grond hang, omdat hy die geld nie gekry het wat Balak hom wou aanbied nie, toe sê Biliam, ek het 'n plan. 'n man kyk met sy oë, en hy begeer, en ek sal die dogters van Moab aanmoedig, om in die mans van Israel te sondig deur te hoereer, en is presies wat gebeur het, en hierdie plan van Biliam het gewerk, sodat God sy volk Israel geoordeel het, omdat daar seksuele sonde tussen hulle dan plaasgevind het, tussen Israel en die volk Moab. Wie was die man wat deel was van die groep van die Nikolaïte? Daar is nie baie duidelikheid daaroor nie, maar as u Handelinge 6 gaan lees, en wie kan gou vir my sê, wat gebeur in Handelinge 6? Nou vra ek u te vinnig, né? Handelinge 6, die kiesing van die eerste diakens. Nou een van die diakens daar was Nikolaas. En hulle sê Nikolaas was 'n man gewees wat later heel moontlik afvallig geword het van die geloof en hierdie leer van die Nikolaïte begin het. Wat maar eenvoudig was om met hierdie seksuele losbandigheid besig te raak en dan ook sonde te pleeg en
leuns aan te hang. En of dit so was of nie, weet ons nie, maar ons kan baie duidelik sien dat die leer van Biliam dan dieselfde is as die leer van die Nikolaïte. En nou is die vraag vanmôre, hoe is dit op my en jou van toepassing? Sê gou vir my, dink u nie dis wat in die kerk van die Here Jesus aangaan nie? Hoeveel predikante hoereer op grootskaalse mate en hulle kom skot vir die ander kant uit. Hy hoereer by die kerk, dan word hy geskuif na daai kerk, niemand spreek hom aan nie, niemand tig hom nie, niemand sê vir hom jy mag nie verder in ons gemeente leer nie, en dis presies wat aangaan. Niks het verander nie. Pergamus is deel van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse kerke, glo dit of nie. Interessant hoe baie predikante met valse leringe besig is. Hulle word eenvoudig in die gemeente gelos en hulle gaan aan en hulle doen vernietigingswerk en hulle beroof mense van hulle geloof. En die hartseer is dat baie kerke se deure toemaak en die wêreld kyk na die kerk en sê, het die kerk nog 'n doel in die tyd waarin ons onsself bevind? Luister, die kerk van Jesus hou self of sal self in stand gehou word deur die Here tot die dag dat hy sal kom. U moet nie bekommerd wees oor deure wat toemaak as ons met die waarheid besig is nie. Dis wanneer ons die waarheid vir die leuen begin verruil, dat ons hierdie gevaar loop om nie meer kerk van die Here Jesus te wees nie. Daarom die ernstige vermaning, ek haat dit, wanneer daar sonde in die gemeente is, en niemand spreek dit aan nie. Ek het so tyd terug 'n persoon gehad wat my kon vertel het van mense wat sondig, en ek vra vir hom, het jy al met hulle gaan praat? Nou gewoonlik sluk hulle 'n klein tongetjie in, want dis nie my werk nie. Wie se werk is dit? Die Bybel sê as ek sien iemand sondig, moet ek daardie persoon gaan aanspreek. Maar u sien, ons is bang vir konfrontasie. Luister, God se heiligheid is belangriker as jou gevoel en jou vrees en jou emosie. Belangrik dat ons sal aanspreek as ons hoor of as ons sien daar is sonde of kompromie. In een van my gemeentes was daar 'n man gewees wat begin het met die Israel visie. Hy het begin om hierdie, ek wil amper sê, leerstelling in die gemeente te verkondig. Ek het nie geweet daarvan nie. En op 'n stadium toe ek agterkom het ek hom gaan sien. Hy was 'n ouderling by my in 'n bepaalde gemeente gewees. Hierdie man besluit toe op 'n stadium hy gaan bedank. Ek vra hom toe om te bedank uit die ouderlingskorps omdat hy nie in lyn met God se woord is nie. En die môre toe hy in die kerk sit, heel agter, ek sal nooit vergeet nie, toe kondig ek sy naam af en ek sê daai broeder het bedank omdat hy teen God se woord werk. Hy beloof vir my op 'n stadium dat hy met niemand anders in die gemeente daaroor praat nie. En toe ek uitvind dat hy besig is om hierdie gif van hom te versprei in die gemeente, toe gaan konfronteer ek hom in sy huis en toe trek hy sy nek styf en hy wil baie dinge gedoen het. Toe sê ek vir hom, luister, in hierdie gemeente sal ons die Here dien. As jy nie wil wees nie, is jy welkom om te gaan. Jy gaan nie kom met 'n wit nasie en met een of ander bloed van Israel en allerhande goed wat die evangelie van Jesus Christus skade aandoen nie. Hy het gesterf vir elke nasie, taal, volk en stam. Of ek nie daarvan hou of nie, dis nie vir ons om te besluit nie. Hy het gekom om te red en ek en jy is die vernaamste van alle sondaars. Ons kleur maak ons nie beter as ander mense nie. Hierdie ernstige vermaning het gekom en ek wil vir u sê dit het in die gemeente vir 'n tyd lank so 'n bietjie skommelinge veroorsaak, maar ek dank die Here dat die Here self sy kerk in stand hou. Ek vra vanmôre vir jou, waaroor vermaan die Here jou? Waaroor vermaan hy vanmôre benou nie gemeente? Is ons besig met sonde en valse leringe wat ons akkommodeer? Is ons besig met 'n selfgemaakte godsdiens? Of kan ons vanmôre sê, dit het ek glo, kom ooreen met die woord van die Here, en ek het 'n liefde vir die Here en 'n liefde vir sy waarheid. Die Here sê in Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ek onthou by hierdie geleentheid met hierdie bepaalde man met wie ek moes omsit, het baie van die gemeentelede vir eerskant gekies by hom. Hy staan so goeie mens. Verstaan jy hom nie verkeerd nie? Is die kerkraad nie miskien te hard teenoor hom nie? Baie interessant is wanneer leuns in 'n kerk inkom, is die eerste mense wat onder verdenking is die leierskorps. Waarom? Want die oorgrote meerderheid mense hou nie van die waarheid nie. U kan maar vanmôre miskien vir my sê, maar ek is lief vir die waarheid.
ek is lief vir die dinge van die Here, wys dit vir my. Moenie vir my sê jy hou daarvan, of jy is lief daarvoor nie. As julle my lief het, sal julle my, hoor, gebooie bewaar. Daar sal in julle lewe iets wees, eie aan dit wat die woord sê. 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan julle, as bywoners en vreemdeling, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle praat, of kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kind van die Here is en jy kom in die hemel, sal jy my bedank, dat ek streng volgens die woord, die evangelie gebring het, al het dit baie keer hard op jou oorgeval. Jy sal my bedank daarvoor. Waarom? Want ek gaan jou nie oordeel nie. 'n Heilige God gaan jou oordeel, en hy gaan my ook oordeel. En ek is vir hom meer bang as vir enige mens op hierdie aarde. Daarom sê ek vir jou vanmôre, die gemeente Pergamus het met hierdie verleiding en sonde en hoerery besig geraak, en die gemeente se getuienis het gekwyn. Soveel so, dat hulle in die samelewing nie meer veel vir die Here beteken het nie. Daar is 'n duidelike oproep, en ek is amper klaar. Wat is die duidelike oproep vir hulle en vir jou en my vandag? Bekeer jou. Anders kom ek gou na jou toe en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Wat is die deursnee preek wat vandag deurgegee word? Gaan sien 'n beraader. Jy sit met 'n probleem. Jy moet 'n sielkundige vir jou kry, hy sê jou kan uitsorteer. Drink hierdie pil, 'n pil in die môre, 'n pil in die aand, en as jy nog nie goed voel nie in die middag, kan jy ook enetjie drink. Jy sal jou probleem uitsorteer, maar van bekering en sonde sê niemand niks nie. Bekeer jou beteken eenvoudig, sluit die gedagte in die verandering, of dit beteken om jou gedagtes te verander, sodat dit aan inwerk in jou gedrag. Gedragverandering begin by gedagteverandering. 'n Hartsverandering is nodig voor my gedrag kan verander. U sien, bekering sluit die gedagte in van 'n verandering in my gedagte. Want u sien, as my gedagte nie reg is nie, kan my optrede nie reg wees nie. Die weg van heiligheid begin in 'n hart wat gereinig is deur die bloed van die lam, 'n hart wat gevul is deur die gees van God, 'n hart wat dan ook die pad saam met die Here kan stap. Die Engels sê a change of mind that results in a change of behavior. Ek vra vanmôre vir jou, as jy met sonde sit, hoor jy vanmôre God se duidelike oproep. Jy weet vanmôre waar jy staan met die Here. En ek weet vanmôre waar baie van u staan met die Here, want ek kan dit sien. Ek beleef waar u staan met die Here. En daarom vra ek vanmôre vir jou, gaan jy die oproep van God ter harte neem? Bekering is nodig, want die Bybel sê, anders kom ek gou na jou toe en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Eenvoudig, dis asof die Here vir hierdie gemeente wil sê, moenie die swaard van Rome vrees nie. Vrees die swaard van my woord en die oordeel soos daarin vervat is. Ek wil vir u sê, ek het hierdie week vir iemand gesê, God se oordeel en die dag van rekenskap moenie vir ons in ons harte vrees opwek nie. Dit moet eintlik in ons harte opgewondenheid na vore bring om te sê, ek gaan eendag voor hom staan, ek gaan loon by hom ontvang, daarom wil ek met toewyding leef, sodat ek die mooi so uit sy mond kan hoor. Waarom vrees die meeste van ons die dag van die dood en die oordeel? Want ons is nog so naby die wêreld. Ons is nog so lief vir die wêreld. Ons is nog so, ek wil amper sê, geïnkorporeer met die wêreld se denke en sy optredes en sy gebruikes en gewoontes. Ek het hierdie week met 'n man gepraat, en ons praat oor verskillende dinge, soekende man, soek na die Here, 'n man wat aan 'n professionele sport deelneem, en in die gesprek praat ek met hom, en ek sê vir hom, luister, dis hoe my lewe was, en dis hoe die Here my kon verander het, en hy sê vir my, dis waar sy probleem lê. Daar's nog nie, hy sien nog nie kans, in soveel woorde, hy sien nog nie kans, om hierdie goed te los, om die Here te dien nie. Hy weet al hierdie goed. Hy het soveel vrae gehad oor die hemel en oor die hel en die oordeel. Waartoe gaan jy as jy sterwe? En daar's soveel vrae wat hy gevra het, en ek het lank gesit met hom en geantwoord. Die hele gedagte kom daarop neer. Die Here sê, kies vandag wie jy wil dien.
So maklik soos dit. Dis wat die Here vir die gemeente in Pergamus sê. Julle sê julle ken my, julle sê julle behoort aan my, dien my nou. Hulle sê the proof of the pudding lies in the eating. Nou ek moet vir u sê, is van die tannies in hierdie kerk wat lekker kos maak. En wortelkoek is my gunsteling. Maar die hele gedagte is net the proof of the pudding. Moenie sê jy kan kos maak, jy moenie sê jy kan wortelkoek bak, jy bak hom en bring hom vir my. Dat ek kan eet dieselfde, die Here sê, moenie sê jy het my lief nie, wys vir my jy het my lief. Is dit te moeilik om te verstaan, of vra die Here vir ons te veel? Ek glo nie so nie. As my vrou wil ek met haar lief hê, omdat ek met haar getroud is, moet dit nie vir my iets wees wat soos 'n dolk in my hart steek nie. Dit moet 'n natuurlike reaksie wees, omdat ek die Here lief het. Hoor wat sê die Here, Matteus 10:28, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees om liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Nou wil ek vir u 'n geheim vertel. Ek is baie vreesagtig. U kan miskien vanmôre dink, jy's nou lieg hy vraggies op die kansel. Ek sê vir u, my vrou ken my, my familie ken my. Al die jare van my lewe is ek bang om voor mense te praat. Nou nog. As ek daar by die golfklub kom en ek weet ek moet met hierdie siel begin praat, begin ek so halwe bewerig hier binnekant. Voel dit of alles ontsteld raak. Want daar is 'n natuurlike vrees in jou hart, omdat mense die Here haat. En dan begin ek, soek 'n opening. En as die Here 'n opening gee, dan praat ek soos ek nou praat. Nou nie heeltemal, nou so nie, want dan gaan jy my die golfklub uitjag. Nee, preek vir almal preek, jy preek vir die een ou. Die hele gedagte is maar net, dat ons God meer sal vrees as mense. En moenie as jy begin vrees stil bly en sê, ag, ek los dit maar nie. Ek is te bang. Ek weet nie wat se woorde om te sê nie. Ek ry baie keer weg en ek klaar met mense gepraat en dink myself, Gerard, wat het jy gesê? Jy kon dit baie beter aangebied het. En dan kom die woorde van Paulus, dat ons nie met oorredende woorde van menslike wysheid mense moet oortuig nie, maar dat die Gees in sy krag sal werk deur ons eenvoudige pogings. So die duidelike oproep is, bekeer julle, anders kom ek terug en ek sal my oordeel oor julle vel. En nou die kosbare belofte, dit was vir my die kersie op die koek van die boodskap. Weereens sien u die wisselwerking heeltyd, die vermaning en dan die bemoediging, die vermaning en die belofte. Dis soos 'n pa moet sy kind werk. My kind, kom sit hier en luister na my. God praat met sy gemeente, kom luister gou. Ek wil vir julle sê, as julle nie julle gaan bekeer nie, gaan hierdie ding julle seermaak, julle eie geestelike lewe, julle gesinne, julle families, julle gemeente, die gemeenskap. Ek vra, kom sit by my, kom luister, ek is julle Vader, ek is lief vir julle, kom luister net, dat julle kan lewe. Vers 17, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang het. Ander woorde, die Here sê vir die gemeente Pergamus, vir my en jou vanmôre in Benou die gemeente, hulle wat ingeskakel is, draai die oor en luister. Gee ag. Luister aandagtig na wat ek vir julle wil sê. En dan sê die Here, as ons luister, is die belofte aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna. Wat beteken dit? Dit is eintlik eenvoudig vir as ons kyk in Eksodus 16 het die volk Israel wat gekry om te eet? Manna en kwartels, nê? Nou manna sê hulle het geproe soos 'n tipe van 'n heuningkoek, 'n baie lekker gereg wat jy dan kon eet en dan verskillende goed kan maak met hom. Nou die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament dat Christus hierdie verborge manna is. Ek lees vir u wat staan in Johannes 6:48. Die Here sê, ek is die brood of die manna van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en hulle het gesterwe. Vers 50, dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood, sê Jesus, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy al begin eet van die brood van die lewe? As jy vanmôre aan die Here Jesus Christus behoort, sal jy nie ophou wil eet nie. Jy sal nie wil ophou eet nie. Jy sal aanhoudend wil eet. Jy wil al hoe meer van hom weet en versadig word. As jy vanmôre vir my sê,
hierdie boek het nie veel plek in jou lewe nie, wil ek vir jou sê, het nog nooit by die brood van die lewe uitgekom nie. Jy ken nie die verborgde manna nie, jy ken die Here Jesus Christus nie, want dis al hoe hy met jou praat is uit sy woord. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, die gemeente moes hoor, die Here kom met die skerp tweesnydende swaard, daarom moet sy woord 'n prominente plek in jou lewe hê, sodat sy woord ook jou lewe kan verander. Jy sien, hierdie verborgde manna verteenwoordig die ewige seëninge en genade wat die kind van die Here in Jesus ontvang deur sy woord en gees. Ek het onlangs met 'n man 'n gesprek gehad. Nou ek het gesprekke met redelik baie mense, nie net uit die aard van my werk nie, maar omdat ek met mense praat wanneer ek of golf speel of hulle miskien iewers op 'n plek kry en bietjie met hulle deel. Maar ek sê vir hierdie persoon, waarom wil mense eendag by die Here in die hemel wees? En iemand die vraag vanmiddag gaan oordink. Waarom wil mense by die Here in die hemel wees, as hulle nie tyd op aarde het om hom te aanbid nie? Maak dit vir u sin. Waarom wil ek na 'n plek toe gaan, en iemand by iemand wees, wat ek op aarde nie aan gedink het nie, ek het nie tyd aan hom spandeer nie, en hulle sê vir my, jy gaan vir altyd by daai persoon bly. Vir altyd en ewig en altyd gaan jy by hom bly. Jy sal 'n maagsweer kry. Ek wil nie daar wees nie. En is presies dieselfde. Mense dink, die Bybel is 'n toegangskaartjie eendag as jy in die hemel kom of daar by die poort en Petrus sê, hoekom moet jy in die hemel kom en jy sê ek het 'n Bybel. Hier is my toegangskaartjie. Heel moontlik moet jy die stof eers afvee, wat Petrus nie sien, hy's nooit gelees nie. Klink miskien vir u ligsinnig, maar dit is hoe mense dink en dit is hoe mense redeneer. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here kom net en hy gee die teendeel vir die gemeente in Pergamus en hy sê vir hulle, as my woord nie vir julle kosbaar is en my woord nie vir julle meer leer aangaande my verlosser Jesus Christus nie, God wat mens kom word het nie, dan sal julle die heerlikheid van die hemel mis. Belangrik dat ons sal sien, vriende, die Here sê verder, ek sal hom gee 'n wit keersteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang het. Wat is 'n wit keersteen? Nou, dit verwys heel moontlik na 'n Romeinse gebruik. Nou, wat het gebeur? Jy weet, hulle het die spele gehad, amper soos die Olimpiese spele, atlete wat deelgeneem het, en na die wedloop het hulle 'n wit steen ontvang, of was daar 'n wit steen gegee aan die atleet wat gewen het. En hy was genooi na 'n diner of 'n ete wat na hierdie byeenkoms gehou was. En hierdie man moes by hierdie diner hierdie wit steen gegee het, met 'n naam op. En dit was sy toegangskaartjie gewees, om dan ook by hierdie diner in te gaan. Ek is die wenner van hierdie wedloop gewees, dis wat ek by die keiser ontvang het, daarom kan ek by hierdie diner ingaan, en kan ek saam met die keiser en saam met die uitgesoekte gaste eet. Ek vra vanmôre, het jy 'n wit keersteen ontvang? Is jy seker, jy behoort aan die Here Jesus Christus? Wat gaan die naam wees wat daarop sal wees? Wat gaan jou naam wees? Wat gaan my naam wees? Wat gaan op hierdie wit keersteen staan? Deuteronomium 29:29. Die verborgde dinge is vir die Here onsse God. Al wat ek vanmôre vir jou kan sê, dis 'n belofte wat die Here ons gee, wat hy vir die gemeente in Pergamus gegee het. Gemeente in Pergamus, moenie aangaan met julle sonde en julle dwaalings en dit wat julle in die gemeente akkommodeer nie. Ek roep julle op na 'n beter lewe, na 'n lewe saam met my en ook 'n heerlikheid waarin julle my vreugde sal ervaar. Was so kosbaar vanmôre toe ek uit Spurgeon lees. Toe skryf hy sê, we glorify God when we plead his promises. He loves to hear the loud outcries of needy souls. It is his delight to bestow favors. He is more ready to hear than you are to ask. The sun is not weary of shining, nor the fountain of flowing. It is God's nature to keep his promises. Therefore, go at once to the throne of grace. Sê vanmôre, Here, my begeerte is om vir u te leef en u woord beloof, as ek na u toe kom, sal u my nie uitwerp. Here, ek draai my oor vanmôre en ek hoor, en u beloof my dat u my 'n wit keersteen sal gee, met 'n naam daarop om in u heerlikheid in te gaan, om saam met u die feesmaal te geniet vir tyd en ewigheid. Ek vertrou dat u vanmôre ook hierdie saak sal sien as iets wat u hart opgewonde maak, 'n belofte waarmee die Here afsluit,
by hierdie gemeente in Pergamus, wat ook op my en jou van toepassing is. Vanmorgen gekyk na die sterk aankondiging, die liefdevolle erkenning, die ernstige vermaning en die duidelike oproep, maar ook die kosbare belofte, dat daar 'n heerlikheid sal aanbreek, waar God se kinders saam met hom sal wees. Die vraag vanoggend aan jou en my is ons nog ware kerk van Jesus, wat vashou aan die woord van die waarheid? Kan ons dit wat ons glo vanuit die skrif verwoord en verklaar, of verkondig ons tradisies of so sê die dominee in plaas van so sê die Here? Is ons verdraagsaam teenoor valse leerstellings, teenoor sonde, teenoor ongeregtighede, omdat vriende, familie of bure dalk anders dink of voel as ons oor die Bybel? Ek wil vanmôre vir jou sê, ons het nodig om nie te deel met wêreldse vermaaklikheid en sonde en aktiwiteite nie. Maar ons moet opstaan en sê, Here, ek is bereid om dit wat in die woord vervat is, te glo met my hele hart, sodat ek U kan verheerlik in alles wat ek doen. Die laaste vers wat ek vir U wil gee. Daarom, my geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekloos en onberispelik voor hom bevind mag word. Nou dat julle dit vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. En daarmee wil ek afsluit terwyl ek U oproep, om saam met my hierdie pad te stap. Pas op vir dwaalleringe, pas op vir sonde, pas op vir die misleiding van die duiwel. Hy kom soms soos 'n engel van die lig. Sy doel is die verwoesting en vernietiging van jou lewe en jou huis, van die gemeente en die kerk van die Here Jesus. Kom ons draai die oor en ons luister en ons sê, Here, hier is ons wil U dien. Amen. Hemelvader, wees U self die naprediker van U woord en vind gewillige en gehoorsame harte wat sê, Here, hier is ek. Ek sien die kans om met my een voet in die wêreld en my een voet op die pad na die heerlikheid te staan nie. Maar ek wil toegewyd aan U lewe, tot ek U in U heerlikheid sien. Ons weet dit gaan nie maklik wees nie, Here. U het nêrens in die Bybel gesê, dit sal maklik wees nie. Maar U is baie duidelik daaroor, dat die beloning en die vreugde van die heerlikheid, Here, ver bo ons begrip en verstand is. En daarom het ons deur die geloof volhard, totdat ons U sal sien soos U is. Vir hulle wat U vanmôre nie ken nie, wat vanmôre deur die woord agtergekom het, hulle behoort nie aan U nie. Here, dryf hulle uit, dat hulle U sal soek, en U sal vind, want U sê U is naby aan die wat na U vra met hulle hele hart. Jonk en oud pleit ek, Here, dat nie een wat hier is of inluister die hemel sal mis, omdat ons al starrig en maar net aangaan met ons lewe, so asof U, die God van liefde, ons almal gaan verskoon, en ons almal maar eendag in U hemel gaan inneem nie. Daar's 'n duidelike vereiste. Ons moet weergebore word, en van die dag van wedergeboorte 'n heilige lewe leef. Dankie vir U Gees wat ons in staat stel, dankie vir ons gemeentelede wat ons dra, dankie Here vir U woord, en dankie dat ons kan kyk na U as die absolute voorbeeld. Ja, die leidsman en volëinder van ons geloof. Amen.